Nou ja, Tetzaveh, die Afrikaans daarvan, dit beteken opdrag. En ons vind dit vanaf Eksodus 27, vanaf vers 20. God sê vir Moses om van die kinders van Israel suiwer olyfolie te ontvang, om die ewige vlam van die menorah te voed, wat Aaron elke dag moet aansteek van die aand tot die môre. Dit is my sleg dat Grieta nou nie hier is vanoggend nie. Ek wil vir haar gevra het, sy moet vir ons mooi verduidelik hoe jy nou suiwer olyfolie kry, want kyk, hulle boer moet hê, hulle het 'n olyfboord en hulle het gereeld van die olie wat hulle pers en ek weet nie meer. Dit is nogal 'n oefening en dit is nogal 'n storie. En as 'n mens dan nou in die winkels kan kyk, dan kan 'n mens verstaan hoekom is die goede so duur. Maar ja, okay. Dan die Torah porsie fokus baie op die priesterlike klere wat deur die priesters en dan nou deur die hoofpriester gedra moet word. En dit word nou beskryf. Nou die Kohanime was die priesters gewees. En hulle het 'n redelike kleredrag gehad wat hulle moes aantrek. Die ketonet, dit was 'n vollengte linne tuniek. Dan die migassimim, dit was 'n linne broek. En die mitzvet, of die migbaat, was 'n linne tulband. En dan die afnet was 'n lang lyfband wat boom die middel gewikkel was. Dit was die gewone priesters se kleredrag gewees. En dan die hoofpriesters het dieselfde kleredrag gehad, plus hy het dan nou die efod gehad. Dit was 'n voorskootagtige kledingstuk gemaak van blou, pers en rooi kleurige wol, linne en goue draad. En dan die borswapen met die 12 edelgesteentes, waarop die name van die 12 stamme van Israel gegraveer is. Die nieuw, dit is 'n mantel van blou wol met goue klokkies en dan die suurgrenaatjies op sy soem met die tsitsies en dan die tefillin. Dit was nou 'n swart boksie met 'n goue plaat wat op die voorkop gedra word en die inskripsie heilig aan God. Nou toe ek en Carla op 'n stadium, ons was ek dink daar by iewers 'n bietjie gaan wegbreek met vakansie, toe ons toevallig een oggend het ons op die balkon gestaan en toe so afgekyk na die perseel langs aan. Toe daar 'n ortodokse Jood gestaan met die tefillin en met die goed dan wat hy om sy band gedraai het, het hy daar gestaan en gebed. En ja, dit was nogal regtig baie interessant geweest. En dan verder het die Torah porsie sluit ook die gedetailleerde instruksies in vir die 7 dae lange inwyding van Aaron en sy 4 seuns in die priesterskap en vir die maak van die goue altaar waarop die ketoret dan nou die reukwerk moet brand. Die Haftorah in 'n netedop, dit is in Esegiel 43 vanaf vers 10 tot en met 27. En dan nou in hierdie week se Haftorah beskryf die Esegiel 'n visioen van die altaar wat vir die 3de heilige tempel gebou sal word en die inwydingsseremonie daarvan. Dit is dan nou die parallel met hierdie week se Torah gedeelte wat die inwyding van die tabernakel se altaar bespreek. Ja, kort na die vernietiging van die eerste tempel het Esegiel dan nou 'n visioen ervaar van die 3de heilige tempel wat deur die Messias gebou sal word. God sê vir Esegiel om aan die Joodse volk hierdie visioen te vertel. En dit sal hulle hopelik skaam wees oor die dade wat hulle gedoen het wat die vernietiging van die tempel veroorsaak het. En as hulle skaam is oor alles wat hulle gedoen het, laat hulle die vorm van die huis en sy plan, sy uitgange en sy ingange en al sy vorme, en al sy wette en al sy leerlinge ken. Nou baie keer dan sit nou hier aan dink, ek is 'n tempel. Ek kry baie keer vir myself skaam oor dit wat ek doen. En dit wat ek toelaat in my lewe. So ja, dus Carla geopen het. Ons bring baie keer God na ons vlak. Wat nie moontlik is. Ons moet na God se vlak toe gaan. Want hy is alomteenwoordig. Hy is die enigste lewende God. En ons moet soveel in die vrees van die Here wandel, dat ons nie nodig sal hê om skaam te kry, om voor hom te kom staan.
Okay, Esegiel gaan dan voort om die derde tempel se altaar in detail te beskryf en hy beskryf ook sy 7 dae lange inwydingsseremonie wat op daardie spesiale dag weer gebring sal word. In die Nuwe Testamentiese gedeelte, die Brit Garisha, Hebreërs 13 vanaf vers 10 tot 17. Ons gaan later bietjie fokus op hierdie gedeelte, nadat ons gefokus het op die priesterlike klere. Ek gaan dit nie nou lees nie, ons gaan dit net so bietjie in detail lees, maar ek noem dit maar net, dat ons daar gaan. Alright. Ons fokus vandag op die priesterlike klere. Julle het net nou daai prentjie gesien van die priesterlike klere en al die goede. Ek dink dit was 'n baie mooi uitrusting geweest. Weet jy, gaan ons net 'n bietjie meer in detail beskryf van die tabernakel, wat absoluut uitsonderlik mooi was en presies was en so in detail beskryf was. En so is hierdie priesterlike klere ook. Dis nie sommer net kleertjies wat uit die lug uitgegryp is en gesê het, julle moet dit maak. Dit is absoluut deur God geïnspireer en daar's verskeie redes. Want ons gaan net 'n bietjie fokus, ons gaan priesterlike klere vat en ons gaan met dit na die menorah toe en ons gaan met die priesterlike klere na die 7 geeste voor God toe. Dis die pad wat die Here met my gestap het en dan gaan ons eindig met Hebreërs. Maar ja, dan kan julle dit is die hoofpriester se kleredrag daai. Tog al 'n redelike klompie gedeeltes, materiale, goedjies wat gemaak moes gewees. Kom ons fokus absoluut op die hoofkomponente. En dan eerstens, baie bekend aan ons is die borsplaat. Anita, het jy jou borsplaat aan vandag? Wonderlik. Ja, borsplaat bevat 12 edelstene wat die 12 stamme van Israel verteenwoordig. Nou hierdie borsplaat was nie deur die gewone priesters gebruik nie, dit was slegs deur die hoofpriester gedra. En dan die skouerkleed, die efod, dit was 'n goue, blou, purper en rooi kledingstuk met die 2 onikstene wat dan op die skouers gerus het. Dan die blou bookleed was 'n moulose kleed wat onder die skouerkleed gedra is met grenaatjies en die goue klokkies aan die soem. En ons weet almal waarvoor die grenaatjies daar was. Dis wanneer die hoofpriester daai spesiale dag, die dag van Yom Kippur, in die allerheiligste moes ingaan. En as hulle nie daai klokkies gehoor lei het, dan het hulle geweet dat hy dit nie gemaak het. Dan was daar 'n fyn linne lyfrok, was 'n langerige onderkleed. En dan was daar die linne hoofbedekking, 'n kop of hoofbedekking met 'n goue plaat waarop geskryf was: Heilig aan die Here. Daaronder het ek nou soms 'n prentjie daarby wat die boksie wys wat op die ortodokse Jode se kop gedra word met die band wat in sy arm. En dan het die hoofpriester, die hoofpriester alleen het die gordel gedra, om die middel gedra. Hierdie klere was 'n simbool van die hoofpriester se rol as middelaar tussen God en die volk. Julle het gehoor van hoofbedekking of 'n helm, 'n gordel, 'n borsharnas, 'n bookleed. Laat dit julle dalk aan iets dink wat bekend klink. Ons het al gepraat oor die wapenrusting van God wat in Efesiërs verkry word. Maar as ons nou teruggaan, hierdie kleredrag van die priesters was nie sommer net gewees nie. Maar kom ons kyk nou eers na soos ons gewoond geraak het daarin, die Romeinse wapenrusting, as ek dit amper so kan stel. Die komponente van die volle wapenrusting van God soos in die Bybel uiteengesit was die gordel van waarheid, Efesiërs 6 vers 14, staan vas in integriteit, opregtheid en leef volgens God se woord om leuns teen te werk. Dan was daar 'n borsplaat gewees, dit beskerm die hart en emosies, dit verwys na die geregtigheid wat ons deur Christus ontvang het. Die skoene van die bereidheid om die evangelie van vrede te verkondig,
Dit verteenwoordig bereidwilligheid en standvastigheid om die evangelie te verkondig wat stabiliteit bied. Die skild van geloof word gebruik om al die vuurige pyle, versoekings, twyfel van die bose uit te blus. En dan die helm van verlossing beskerm die verstand en gedagtes deur die sekerheid van redding in Christus. As ons na al hierdie items so afsonderlik kyk, dink ek die geheelbeeld is nie regtig mooi nie. Dit is hierdie soldaat wat gaan staan om te gaan veg. En hierdie klere is maar net daarom om te beskerm. Dan die swaard van die Gees, die woord van God, die enigste offensiewe wapen om die vyand te weerstaan. Kom ons kyk na die priesterlike drag en die Romeinse drag, sommer net 'n vergelyking daarvan. Priesterlike klere dui op interne toewyding, geestelike oorlogvoering, geregtigheid en oorwinning voor God. Die Romeinse soldate se wapenrusting is eksterne verdediging en aktiewe stryd teen duistere magte wat dit verteenwoordig. Beide metafore in Efesiërs 6 vers 11 tot 18 beklemtoon die beskerming met priesterlike klere wat heiligheid en karakter simboliseer en Romeinse toerusting wat krag en gereedheid beklemtoon. Ek weet nie of julle ervaar dat daar 'n moontlike vergelyking is. Kom ons kyk na die doel van hierdie klere of die wapenrusting, as ek dit so kan stel. Priesterlike klere, die Hebreëse interne perspektief. Die doel daarvan is afgesonder vir heerlikheid, skoonheid en diens. Dit verteenwoordig heiligheid en goddelike gesag. Die Romeinse, die soldaat wapenrusting uit die Grieks-Romeinse oogpunt is die beskerming tydens aktiewe daaglikse geestelike gevegte. Kom ons kyk na die betekenis van die priesterlike klere. Die borsharnas van geregtigheid is die parallel met die hoëpriester se borsharnas. Eksodus 28:15 tot 30. Dit fokus op regverdige lewe en om die mense op die hart te dra. 12 stamme wat hier op sy hart was, die edelgesteentes, is om die 12 stamme dan op sy hart te dra. Die linne tuniek, dit verteenwoordig innerlike reinheid, geregtigheid en die bedekking van sonde, want dit was spierwit geweest. Dan die gordel van waarheid, dit simboliseer krag, moed en stabiliteit, soortgelyk aan die priesterlike gordel. Dan die tulband, dui die denke van Christus en onderwerping aan God se gesag, aan dit word gegraveer, heilig aan die Here. Dan dink 'n mens sommer aan die teks wat sê, ons moet ons gedagtes gevange neem. Dis daai tulband wat hier om die kop was. En dan die tema staan in oorwinning en dien as 'n koninklike priesterdom. Betekenis van die Romeinse soldaat wapenrusting. Die borsharnas van geregtigheid, dit beskerm lewensbelangrike ondergane, die hart en die siel teen vyandelike aanvalle. En die gordel van waarheid, dit hou die wapenrusting bymekaar en bied stabiliteit en gereedheid. Die skild van geloof is 'n groot vol liggaamsskild om geestelike aanvalle af te weer. Die helm van verlossing beskerm die verstand teen twyfel en vyandelike aanval. En dan die skoene van die evangelie, dit verskaf stewige voet en mobiliteit in konflik. Dan die swaard van die Gees, die woord van God as 'n aanvalswapen. Dan die tema is die aktiewe oorlogvoering, verdediging en uithou vermoë. Kom ons maak 'n sleutelvergelyking, die konteks. Priesterlike klere fokus op die tempel. Die liggaam, ons is mos die tempel. Hierdie liggaam van hierdie ou vleisboks van my, is die tempel. Die priesterlike heilige status. Die Romeinse wapenrusting fokus op die soldaat en aktiewe betrokkenheid. Dan die fokus, die priesterlike drag is inwaarts uitwaarts.
En dan die Romeinse uitrusting is uitwaarts, inwaarts. En die uitkoms, beide lei tot bekleed word met God se geregtigheid en beskerming wat gelowiges bemagtig om standvastig te staan. Maar ouens, wat is ons? Is ons 'n Romeinse soldaat of is ons veronderstel om priesters te wees? In die Bybel noem God gelowiges 'n koninklike priesterdom. 1 Petrus 2 vers 9. En in 'n koninkryk van priesters, Openbaring 1 vers 6 en 5 vers 10. 1 Petrus 2 vers 9, julle daarenteen is 'n uitverkore volk, 'n koninklike priesterdom, 'n nasie wat vir God afgesonder is, die eiendomsvolk van God, die volk wat die verlossingsdade moet verkondig, en van hom, wat julle uit die duisternis geroep het, na sy wonderbare lig. En dan Openbaring 1 vers 6, aan hom wat ons lief gehad het, en ons van ons sondes gewas het in sy bloed, en ons gemaak het konings en priesters, vir sy God en Vader, aan hom, die heerlikheid en die krag tot alle ewigheid. En dan Openbaring 5 vers 10, wat sê, met u bloed mense vir God losgekoop het uit elke stam en taal en volk en nasie. U het hulle 'n koninkryk en priesters vir ons God gemaak, en hulle sal oor die aarde regeer. As kyk na die tekste, dink ek is ons oorhoofse taak en dit wat ons moet bekleed, is eintlik priesters en nie fisiese soldate. Waar wil ons wees? As ons kyk na daai Romeinse soldaat wat daar staan, teenoor die hoofpriester se kleredrag. Ek weet nie, vir my is die hoofpriester se kleredrag baie mooier as die Romeinse soldaat. Ek dink gerus dat ons, as ons praat van die wapenrusting, dink ek Vader wil dalk eerder hê, ons moet ons rol as priesters staan en dan die priesterlike wapenrusting meer gebruik. Nou, ek het genoem dat ons bietjie gaan kyk na hoe hierdie kleredrag van die hoofpriester na die menorah verwys kan word. Die 7-armige menorah en die priesterlike klere in die Ou Testament is diep onderling verbind, met beide wat dien as heilige, godgeordende elemente in die tabernakel, wat heiligheid, lig en versoening verteenwoordig. Dit was my regtig interessant gewees om dit na te vors. Nou die sleutelaspekte van die betekenis van die priesterlike klere met betrekking tot die 7-armige menorah sluit in. Ouens, die gebruik van die verslete klere as pitte vir die menorah om hulle aan die brand te steek. Versoening en hergebruik. Volgens Joodse tradisie, en dit kom in die Talmud, Shabbat 22b, is die pitte wat vir die 7-arm menorah in die tempel gebruik is, dikwels gemaak van die verslete, vuil, linneklere van die priesters. En die priesters het gewerk met as en kole, en hulle het wit klere gehad, en ek dink daai klere het nogal maklik vuil geword. Hoe hulle skoon gewees, weet ek regtig nie, want daar was nie waspoeiers, sover ek weet, waspoeiers en al daai klas van goed en so. Dit is regtig ook, na my mening, 'n absolute wonderwerk van Vader. En dan die simboliek van die transformasie, hierdie praktyk, hierdie verheffing van die priester se diens gesimboliseer. Die linne klere wat onrein geword het, of gedra is nadat dit gebruik is, om in die heilige plek te dien, is hergebruik om die heilige vuur te dra, wat 'n weggegooide item in 'n bron van lig vir die heiligdom omskep het. Daai klere is nie weggegooi nie, dit is 'n hergebruik, maar dit is hergebruik in 'n hoër vlak of level dan, as ek dit so kan stel. Is dit nie amazing nie? Om een of ander rede het ons seun 'n wit PT-broek. En as hy iets moet doen, gras sny of in die motorhuis, dan trek hy sy wit PT-broek aan. Hoekom? Weet nie, maar nou ja.
Die priester se rol in die aansteek van die lig. Dis nou van die menorah, né? Daaglikse onderhoud. Die hoofpriester of aangewese priesters is beveel om die menorah in stand te hou en dit voortdurend van die aand tot die oggend te laat brand. Eksodus 27 vers 21. Die heilige kleredrag vir 'n heilige taak. Die priesters kon hierdie plek slegs verrig terwyl hulle hul spesifieke gewyde klere gedra het. Hierdie klere, die tuniek, die serp, die broek, die tulband, het aangedui dat die persoon wat die lamp aansteek, afgesonder is vir God se werk om goddelike lig in die wêreld te bring. Ons sê baie keer ons is afgesonder vir God. Set apart for God's use. Dan die gedeelde simboliese temas, lig en suiwerheid. Beide die menorah, die soliede goud wat goddelike lig verteenwoordig, en die priesterlike klere, suiwer wit linne wat geregtigheid verteenwoordig, is ontwerp vir heerlikheid en skoonheid. Dan die goue kroon, of dat nou die tulband, die hoofpriester het 'n goue plaat op sy voorkop gedra met die opskrif Heilig aan die Here. Dit weerspieël direk die materiaal van die menorah, geslaande goud, en beklemtoon dat beide die priester en die lig geheel en al aan die heiligheid van God toegewy is. En dan uit die aard van die saak, die nommer 7, die menorah verteenwoordig perfeksie, 7 arms. Dit sê mos die getal 7 is die volmaakte getal. En soortgelyk word die priesterlike klere dikwels geassosieer met die volledigheid aan die versoeningsproses. En dan die 4de punt is direkte verbinding in diens. Ouers, as 'n mens na die hoofpriester kyk en jy sien die klere drag, dan was hy 'n wandelende menorah, as ek dit amper so kan stel. Die hoofpriester se klere het dikwels blou, pers en skarlakenrooi drade bevat. Soortgelyk aan die gordyne van die tabernakel, wat Betty net vir ons gaan verduidelik. Deur hierdie te dra, het die priester 'n wandelinge beliggaaming van die heilige plek geword, waar die menorah gestaan het, en as die brug tussen die mense en die goddelike lig gedien. En dan toewyding vir diens. Die klere het verseker dat die priesters skoon en gekwalifiseerd was om die heilige plek binne te gaan, om die lampe af te maak en die olie te giet, 'n belangrike diens, en te verseker dat die lig nooit uitgaan nie. Ouers, ek sê baie keer, en ek dink ons het dit al vir mekaar ook gesê, dat ons is baie keer die enigste Bybel wat 'n persoon daar buite wat nie 'n Bybel het nie, of wat nie 'n Bybel wil lees nie, wat hy in ons kan sien. En dan laat dit my dink aan die wandelende menorah. Hierdie tempel van ons, hierdie vleisboks vir ons, vir mense daar buite, 'n lewende Bybel word, of wees, as ek dit so kan stel. En ons kan dit net doen, as ons skoon hande en 'n suiwer hart het. Afgesonder, uitgesonderd vir die Here. Kortliks, die priesterlike klere was noodsaaklik vir die funksie van die 7-armige menorah. Beide letterlik deur die gebruik van die linne, verlonte of dan nou pitte, en simbolies as die kledingstuk wat die priester gemagtig het om die ewige lig van God se teenwoordigheid te handhaaf. Ons het gepraat van ons gaan die klere vat na die menorah toe. Nou gaan ons die klere vat na die 7 geeste van God toe. Die priesterlike klere kan ook verder verbind word met, daar's 'n spelfout, met die 7 geeste van God. Die priesterlike klere, veral die hoofpriester se drag, simboliseer die veelsidige aard van God se heiligheid, heerlikheid en die 7voudige gees, volmaaktheid van die Heilige Gees. Deur klere soos blou, wat die hemel verteenwoordig, pers, koningskap, skarlakenrooi, die verlossing, as ons dink aan die bloed, goud, goddelikheid, en die wit linne,
van geregtigheid verteenwoordig hulle die goddelike eienskappe en die volmaakte middelaarsrol van Christus. 'n Belangrike simboliese aspekte van die klere en hulle verbintenis met geestelike eienskappe sluit in die goud is goddelikheid. Dit verteenwoordig die aard van die almagtige God en die goddelike geregtigheid. As ons terugkom na wat Karla mee begin het, sy geopen het, die vrees van die Here. En die blou is hemels, dit dui op goddelikheid, wat uit die hemel ontstaan, soos gesien in Christus. En die pers, koninklike persone het nog altyd sulke pers, tunics en goeders gedra. Pers verteenwoordig die koninklikes, verteenwoordig die koninklike gesag van die seun van God, Yeshua HaMashiach. En dan die skarlakenrooi, die verlossing. Dit symboliseer die bloed wat nodig was vir reiniging en die lydende dienaar. Die wit linne dui op geregtigheid, dit dui op reinheid, heiligheid en die reg om te staan voor God. Die borsharnas, die borststuk en die 12 edelstede, die 12 juwele verteenwoordig die stamme van Israel en symboliseer die priester wat die volk voor God in liefde en in oordeel dra. Dan kom ons weer terug na daardie inskripsie, die goue tulband, heilig aan die Here. Op die tulband geplaas beklemtoon dit die toewyding en heiligheid wat vereis word om te dien. En dan dink ek onwillekeurig weer in daardie teks wat sê, neem julle gedagtes gevangene. Want waar ontstaan alles is hierbo in hierdie vleisbou, hierdie kop van ons. Dis waar die hoofgeveg is. As ons kyk na die priesterlike, hoëpriesterse klere, hierdie klere was vir heerlikheid en skoonheid, ontwerp deur die Gees, om die hemelse diens van Christus te verteenwoordig, wat die priesterlike rol van bemiddeling en geregtigheid vervul. Ons Vader het toe die aanvanklike opdrag gekom het rondom die tabernakel en die klere, het Vader wat Gees is, hierdie klere spesifiek en in detail beskryf. Terwyl die 7 geeste van God dikwels geassosieer word met die 7voudige natuur van die Heilige Gees, beliggaam die klere en komponente van die priesterlike klere, die goddelike, omvattende aard van hierdie bediening. As 'n mens net die lyn kan trek, die priesterlike klere was deur Vader ontwerp, deur die Gees, in detail beskryf. Die 7 geeste van God is uit aard van die saak, deur Vader, want hulle staan voor hom op die troon, en soos ons in Openbaring kan lees. Right, kom so stadig tot die einde. Die 7 geeste van God in Openbaring is 'n simboliese beskrywing van die Heilige Gees in sy volmaakte, veelvuldige werk. Dit verteenwoordig die Gees in sy alomteenwoordigheid en alwetendheid en word dikwels gekoppel aan die 7 aspekte van die Gees in Jesaja. Nou as ons sommer nou kyk na daai verskillende, na die menorah daar met sy verskillende kleure van die vlamme, is nou eintlik soos nou daai die staande met die vlaai ook hier gehad het. As ek vinnig kyk na daai kleure van wat uit die menorah uitkom, dan laat dit my vinnig dink aan die priesterlike, aan die hoëpriesterse klere dra. Die ooreenkoms van die kleure tussen die twee. Dan die 7 aspekte van die Gees, soos afgelei uit Jesaja 11 vers 2, wat dikwels as die 7 geeste geïdentifiseer word, is die Gees van die Here, die Gees van wysheid, die Gees van verstand, die Gees van raad, die Gees van sterkte, en dan die Gees van kennis, en die Gees van die vrees van die Here. Ons het al 'n paar keer gepraat vanoggend van die vrees van die Here, waarin ons moet wandel. Ons kan nie vir Vader sommer net gebruik as
as 'n spaarwiel nie, as ek dit amper so kan stel. Vader moet die stuurwiel in ons lewe wees. Belangrike punte, as ons in konteks gaan kyk, die volledigheid, die getal 7 in die Bybel, dui op volmaaktheid, volledigheid of volleinding. Daar was basies 7 hoofkledingstukke van die hoofpriester se kleredrag. Die menorah het 7 arms met die 7 verskillende klere, en as 'n mens dit in vergelyking bring. En dan die simboliek in Openbaring 4 vers 5 word dit voorgestel as 7 brandende fakkels voor God se troon. En in Openbaring 5 vers 6 as die 7 oë van die lam, Yeshua, wat wys op die Gees wat oor die hele aarde uitgestuur is, en dan nou word. En dan 'n funksie is die 7 geeste beklemtoon die perfekte werking van die Heilige Gees in die gemeente, of in die samekoms van die gelowiges en in die wêreld. As ons gaan afsluit, dan gaan ons terug na die Nuwe Testamentiese gedeelte, die Brit Hadashah. Nou ek het vanoggend gehoor, Monty Judah uit Filippense uit, dink ek, het hy sy Brit Hadashah afgesluit vanoggend. Maar ons het die Hebreërs 13 vers 10 tot 17. Hebreërs 13 vers 10 tot 17 is die slotgedeelte van die boek Hebreërs en fokus op die toepassing van Christus se volkome offer in die daaglikse lewe van die gelowige, insluitend toewyding, gemeenskap en onderdanigheid aan leiers. Die toewyding en die gemeenskap, ouens, as ons sommer net dink aan die toewyding wat die hoofpriester, wat die priesters gehad het, en dan nou in die besonder die hoofpriester. En die ouens was gekommit geweest, hulle het nie gespeel. Hulle was absoluut daar tot eer en verheerliking van die Here. Hebreërs 13 vers 10 tot 12 sê die altaar en Christus se offer. Ons het 'n altaar in vers 10. Die skrywer kontrasteer die Christelike geloof met die Ou Testamentiese tabernakelstelsel. Christene deel in die voordele van Christus se offer, die altaar, waaraan diegene wat nog vasgeklou het aan die ou verbond, die tabernakel nie deel gehad het. Dan vers 11 en 12 praat van buite die laar. Yeshua het gelei buite die poort, net soos die diere se liggame vir die sondoffer op die versoeningsdag buite die laar verbrand is. Dit simboliseer dat Yeshua verwerp is, maar deur die Joodse godsdienststelsel, maar dat sy bloed heilig maak. As ons kyk na vers 13 en 14, laat ons dan na hom uitgaan in vers 13. Christene word opgeroep die ou laar te volg deur dankbaarheid en Yeshua te volg, self al beteken dit om sy smaad te dra en verwerping te ervaar. As ons nou kyk na die ou laar, praat van opgeroep om die ou laar te volg, as ons dink aan die 7 feeste van God, wat ons volg, dan doen ons dit uit dankbaarheid. Nie omdat ons moet, eintlik moet ons nie, maar deur sy bloed, wat hy vir ons gedoen het aan die offer, aan die vloeke, doen ons dit uit dankbaarheid. En dan vers 14 praat van die geen blywende stad. Die ou vleisboks is tydelik. Gelowiges soek na 'n ewige toekomstige stad van God. Ons weet van die nuwe stad wat gaan neerdal. Geestelike offers, vers 15 en 16. Vers 15 praat van 'n lofoffer. In plaas van diereoffers, bring Christene altyd 'n lofoffer aan God. Dit is wat ons vanoggend gedoen het toe ons gesing het. Ons het absolute lofoffer aan Vader gebring. Vrug van die lippe wat sy naam bely. Doen goed en deel, vers 16. Waarlike aanbidding behels nie net lofprysing, maar ook praktiese dade van goedheid en mededeelsaamheid. Die woord sê vir ons moenie moeg raak om goed te doen nie.
Dit is offers waaraan God welbehaag het. Dan respek teenoor leiers, vers 17. Wees gehoorsaam aan julle voorgangers, vers 17. Christene word opgeroep om geestelike leiers te respekteer en te gehoorsaam, aangesien hulle oor die siele van die gelowiges waak. En dan rekenskap gee, leiers sal eendag rekenskap aan God moet gee vir hulle leierskap. Gelowiges moet hul leierskap vergemaklik weer met vreugde te dien, in plaas van met sigtende wat tot voordeel van die hele gemeente is. Nou hulle praat nou van leiers, ouens, elkeen van ons is 'n leier in eie reg. Ons elkeen is deur God aangestel om leiers te wees. Ons het net nou gelees van Vader wat gesê het, ons is 'n heilige priester nou. Priester lei. Ons is elkeen leiers. As ek nou maar sommer dink, Betty wat net nou gaan aanbieding doen, Anita wat al gedoen het, Sonnet. Almal van ons, Wessel, Corrie, julle, Isak, ons is almal leiers. En ons moet mekaar respekteer, en ons moet mekaar opdra, dat ons mekaar se laste sal dra. Dit is presies wat Vader van ons verwag. Dis nie net leiers in ons groep nie, dis leiers in ons gemeenskap en in ons families. Ja, ek wil nou terugkom na, daar's nou 'n ding deesdae op YouTube van 'n persoon naam Bloemfontein, wat, ek gaan nie sy naam doen nie, julle kan dit self gaan soek, miskien weet julle van sy naam, van die ou wat sê, hy moet basically aanbid word, in plaas van Jesus. Die mense moet Jesus deur hom aanbid word. Hy's die pastoor van die gemeente. En ja, ouens, dit is, ek dink nie dis wat Vader wil hê. Opsommender gewys, hierdie gedeelte moedig volharding aan. Wessel het ook nou die gepraat van volharding. Dit roep gelowiges op om Jesus alleen te vertrou as die volmaakte offer, vry te breek van ou rituele. Ons het nou die oggend daar by die manne bidgroepie het ons gepraat van, waarvoor vertrou ons die Here? Hoe vertrou ons? En dan om God te eer met lof en dade, en in orde te lewer onder Godvreesende leierskap. Ek dink dit praat met my in die besonder, en dit is my storie.